Ek wil graag by ons jong mense hoor. Wie van julle skryf eksamen nou? Of amper nou? Hier's 'n paar hande wat ek is nie seker nie. Wie van julle is seker julle gaan eksamen skryf? Daar sê, nou sien meer hande. Ek wil by julle hoor. Hoe berei iemand voor vir eksamen? Hoe berei ons voor? Humbertus lyk my hy weet glad nie daar, so julle moet hom help. Hoe berei jy ou voor vir eksamen? Daar's hy. Daar's hy. Net my ding weer aankry. Daar's hy. Wat doen 'n mens? Jy luister in die klas. Stem die res wat eksamen skryf saam. Jy luister in die klas. Tehila, wat dink jy? Is dit 'n goeie plan? Tehila stem saam, dis 'n goeie plan. Wat nog? So as jy nou in die klas geluister het, nou is jy op vakansie. Wat gaan nog gebeur? Ekskuus? Jy moet leer. Hoe doen 'n ou dit? Deur die werk te gaan. Ek hoor in my eie huis 'n roemer dat jy het musiek nodig om goed te kan leer. Stem julle saam? Richard sê dit is 'n leuen daarie. Tehila, sê jy saam? Help musiek? Nee. Ja, ek vat notas. Ons doen dit verkeerd. Daar's hy. Beter? Daar's hy. Daar's hy. So, wat doen 'n ou nog? Jy moet deur jou werk gaan, jy moet luister in die klas. Hoe werk dit? Jeggies, ouens, dis amper eksamentyd vir party van julle is dit, en as ons dit nie weet nie, het ons moeilikheid. Skes, iemand sê iets agter? Jy gaan op jou knie, dit is baie wyse raad. Dis hoekom oupas en oumas so belangrik is, hulle weet hierdie goed, want hulle het klaar eksamen geskryf. Dis belangrik. Nou julle ouens, dalk moet ek eerder vir pa en vir ma vra ook. Jy geweet Jesus het eksamen geskryf. Jy geweet Jesus en koning Dawid en al hierdie ouens in die Bybel van wie ons lees, het eksamen geskryf. Ek wil vir jou 'n stukkie gee. In Deuteronomium 6. En hier is Moses aan die gesels. Moses een van sy laaste preke voordat hulle in die beloofde land kon ingaan. En Moses sê die volgende, ouens, dis belangrik, julle moet dit hoor. Hy sê, luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Jy moet hom lief hê met jou hart en siel en al jou krag. Okay, dis maklik. Maar nou gaan hy aan, hierdie gebooie, en dis nou die reëls en die goed wat God vir Moses laat opskryf vir die 10 gebooie en al die ander goed wat daarmee saamgegaan het. Nou sê hy, hierdie gebooie wat ek vir jou gegee het, moet in jou gedagtes bly. Dit moet in jou gedagtes bly. Nou wil ek by julle hoor wat eksamen skryf, né? As jy aan die einde van die eksamen kom en dis skoolvakansie, hoeveel van dit wat jy nou leer bly in jou kop agter? Dis 'n groot vraag. Ons maak dit bietjie moeiliker. Hoeveel van dit as jy Januarie se kan terugkom skool toe, is nog in jou kop? Bybel sê jy moet die goed moet in jou gedagtes bly.
Nou hier's waar pa en ma en oupa en ouma inkom. Jy moet dit inskerp by jou kinders. En met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is en as jy gaan slaap en as jy opstaan. Dit beteken ma en pa, oupa en ouma. Dis elke oomblik van die dag. En wat Moses hier probeer deurgee, as ons nie konstant vir ons kinders van Jesus vertel en van Jesus leer en van die Bybel leer, teen Januarie is dit weg. En teen Januarie dan hoor ons by die skool maar die punte het geval en jy kan nie onthou nie, jy moet hersiening gaan doen van laasjaar se werk en al daai dinge, want jy onthou nie. Nou in die Bybelse geval praat ons van God. Die Bybel is 'n boek oor God. En vir God is dit belangrik dat ons hom nie vergeet nie. Selfs oor 'n skoolvakansie en dat ons hom nie net in eksamentye sal onthou nie, want dis gewoonlik wanneer ons die meeste tyd bid. Maar in skoolvakansie dan is gebed nie meer so baie nodig nie. Pa en ma, oupa en ouma, doen ons dit. Ons gaan vandag 'n bietjie verder oor dit praat. Maar ek wil vir julle jong ouens sê, jy gaan hierdie goed in jou hart moet vasmaak. Soveel as wat jy nou voorberei om jou beste te kan doen op skool en in jou eksamen, sê God, dis vir my net so belangrik dat jy die goed waaroor dit vir my gaan, ook in jou hart vasmaak. En dit deel word van jou lewe. Wat is eksamen skryf Jesus? Jesus het 'n pa gehad, sy naam was Josef. Hy het 'n ma gehad, sy naam was Maria. Jesus het hierdie goed geleer van 'n babatyd af, vir tot hy groot was. Daar was nie skole nie, daar was nie internet nie, daar was nie enige iets wat jy vinnig kan Google om uit te vind wat dit is nie. Jou bron van inligting was jou ouers. En dit is wat Josef en Maria vir hom voorgehou het. En so vir almal wat in Israel groot geword het. Liewe vriende, ons gaan verder hieroor gesels. Kom ons gee vir die kinders geleentheid om saal toe te gaan. Dis ons tweede laaste katedese byeenkoms en saam met die ander mense. Alsy. Here die feest, staan maar nader, staan maar nader, staan maar nader, staan maar nader, staan maar nader. Allemaal wat die Here lief is, halleluja. Allemaal wat die Here lief is, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Liewe gemeente, u kan saam met my blaai na twee gedeeltes toe. Of u kan op die skerm kyk. Een is die vroeg in Rigters, hoofstuk 2, en die ander een is in Romeine hoofstuk 10. En ek wil vanmôre 'n paar gedagtes deel oor die vraag, het ons mooi voete? Moenie na jou voete kyk nie. Ek het vir jou mooi voete daar op die skerm gesit. Het ons mooi voete? So kom ons kyk eers dan na Rigters, daar van vers 6 af, Rigters 2.
En wat hier aan die gang is 'n inleiding tot die boek Rigters. Dit is nadat hulle nou al in die land aangekom het, die volk uit die woestyn uit, onder Joshua het hulle die land ingeneem, verdeel, en die mense wat daar gebly het, weggejaag het, sodat hulle kan skuif. Maar hulle was nie heeltyd suksesvol nie. Van tyd tot tyd het die volk nie regtig op die Here vertrou nie, en dan het dinge nie gegaan soos hulle wil nie, en dan het van die volke teruggekom, of hulle het daar gebly, of hulle kon nie oorwin word nie. En ons vind hulle nou hier in die begin van die boek, aan die einde van Joshua se lewe. Hy gee oor aan die volgende groep. In vers 6. Nadat Joshua die volk laat gaan het hulle die land gaan verower, en daarna het elkeen na sy grond toe gegaan. En solank as Joshua geleef het die volk die Here gedien. Dit was nog so terwyl die leiers geleef het wat vir Joshua oorleef het. Hierdie leiers is die mense wat saam met Joshua en Caleb uit die woestyn uitgekom het. Soos reg onthou, Joshua en Caleb was die enigste twee wat dit uit Egipte oorleef het. Die ander mense was vanweë ongehoorsaamheid was dood in die woestyn. Net Joshua en Caleb het die beloofde land ingeneem. En hierdie leiers is die leiers wat in die woestyn gebore was. Maar hulle het saam met Joshua en Moses en Caleb het hulle die land ingeneem. So dis hierdie mense. Hulle het nog al die groot dade beleef wat die Here gedoen het om vir Israel te help. Joshua, seun van Nun en dienaar van die Here, het 110 jaar oud geword. Hy het gesterf en hy is begrawe op sy grond in Timnat Geres op die Efraimsberge noord van Gaasberg. Al die mense van sy leeftyd het gesterf en die volgende geslag se mense het nie die Here geken nie. Hulle het ook nie geweet van sy groot dade wat hy gedoen het om vir Israel te help nie. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle het die Baals gedien. Hulle het opgehou om die Here, die God van hulle voorvaders wat hulle uit Egipte laat trek het, te dien. Hulle het ander gode begin dien, van die gode van die nasies in die omgewing. Die Israeliete het hierdie gode aanbid en die Here getart. Hulle het opgehou om die Here te dien. En hulle het die Baals en die Astartes gedien. Ons kan aanblaai na Romeine hoofstuk 12, hoofstuk 10, skus. Van vers 9 af, skus as die teks bietjie klein is. Paulus praat oor hoe word mense gered. En dan sê in vers 9, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie, niemand nie. Dit maak dus nie 'n verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here oor almal. En hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? Hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom gehoor het sonder iemand wat preek? Ons kan ook sê sonder iemand wat dit vir jou kom sê het.
En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Dis ons gedeelte vanmôre. Dis die woord van die Here. Ons vra sy seën oor dit. Almagtige Vader God, wat 'n voorreg om die woord te mag lees, sonder dat ons hoef bang te wees, bevrees te wees, en dat ons dit hier saam kan lees. Dankie vir die woord en dat dit u woord is, en dat dit alles bevat wat ons moet weet van u. En Here, in die gedeeltes wat ons gelees het, wil u dit vir ons kom oopmaak en kom duidelik maak, dat ons sal verstaan, en dat ons u stem sal hoor, en dit wat u vir ons sê, en dat ons dit ons eie sal maak en gaan toepas, soos wat u dit vir ons uitlig. Wil u deur die Gees vir ons vooruitgaan, en ons gedagtes voorberei, en ons harte voorberei, om hierdie teks te kan verstaan. Ons prys u in die naam van Christus Jesus. Amen. Het ons mooi voete. Ek kan eers vergeet van daai prentjie wat agter is, hy kom so 'n bietjie later. Die vraag is, het ons mooi voete? Ek was van kleins af 'n bilondersteuner. Van kleins af. Van sover as wat ek kan onthou was ons billig geweest. En ek was 'n bilondersteuner en ek het bulle goeters gehaat wat gesê het blou bulle en goeters. Maar self so lank terug dat voordat die bulle bestaan het, toe was daar 'n ding soos Noord-Transvaal. En daar was 'n blou Wappertonse daisy blom wat jy hier op jou sak gedra het en dit was my trots geweest as jy so ding kon aan hê. Later het Noord-Transvaal weggeraak en toe word ons die bulle. In daardie tyd kon jy nie verstaan hoekom iemand vir WP sou skree nie. Ek bly jy knik 'n paar koppe hier. So hoe kan jy vir WP speel? Jy weet selfs nou dat hulle die stommers is, ek verstaan dit nie. Dit maak nie vir my sin nie, want jy's 'n bil. En as jy nou in die wenspan wil wees, dan ondersteun jy die bulle. Ek het dit nooit regtig bevraagteken nie, dit was maar iets wat ons gedoen het. Jy het groot geword met dit, deur skoolloopbaan, universiteit en verder in my lewe was dit nou maar as jy rugby kyk, dan kyk jy vir die bulle, behalwe vir die springbokke, dis nou iets anders. Maar as jy rugby kyk, kyk jy vir die bulle, jy is nie gepla oor die Sharks en die Lions en al daai goed nie. Behalwe as jy verloor, maar dit gebeur min. En eendag, toe vra my seun vir my, hoekom skree ons vir die bulle? En ek het vir hom gesê, maar hulle is die beste span, en hulle is goed, en hulle speel, en ons hou van hulle, en dis net die regte ding om te doen. En my seun sê, ja, dit is dalk die regte ding om te doen, maar hoekom? Hoekom skree ons vir hulle? Dit het my regtig aan die ding gesit, hoekom skree ek vir die span wat ek ondersteun? As jy nou Shark of 'n leeu is, ja, ons het simpatie. Maar hoekom skree jy vir die span? En ek het hom gesê, ek weet regtig nie eintlik hoekom nie. Dis maar net een van daai dinge wat gebeur. Maar hoe meer ek daaroor sit en dink, begin ek iets verstaan van wat ons hier lees, veral in Rigters. Ek dink nie ek het ooit regtig gekies om 'n bil te wees nie. Ek het dit gedoen met my familie was bulle. Noord-Transvaalers op daai punt.
Ek het 'n bilondersteuner geword want almal in ons familie was bulle. Nie net my ouers nie, maar nie net my oupa en my ouma nie, my ooms en my tannies en al daai en as jy nou nie een was nie, het niemand ooit iets gesê nie. En toe word ek ook my een. So hoekom is ek 'n bil? Ek weet nie. Ek kan net sê dit was deel van my lewe al die tyd gewees. Ek het dit nie bevraagteken nie. Ek het dit gedoen want dis wat ons as gesin gedoen het. Dis wat jy doen. En so kan ons baie goed in ons lewens vat wat vir ons kosbaar is en goed wat ons uniek maak en ons eie maak. Ons kultuur definieer, maar ook jou gesin en jou familie definieer van wat ons doen en hoe ons oor na die lewe kyk. Want ons is die produk van ons verlede. Dit sê sielkunde vir ons. Jy is die produk van jou verlede. Wat ook al vir jou belangrik was, is heel waarskynlik aan jou oorgedra deur iemand in jou familie wat ouer as jy is, vir wie dit ook belangrik was. En so kan ons na baie goeters kyk. Daar's baie goed in my gesin en in my lewe wat ek nooit regtig bevraagteken het totdat my seuns my gevra het, maar hoekom doen ons dit nie? Sê wel, ek is die produk van my verlede. In my verlede lê my ouers. Daar lê my groter familie. Daar's my oupa en my ouma. En as ons verder gaan kyk, dan is daar ook 'n groter gemeenskap wat 'n invloed gehad het op hoe ons dink en sê en doen. Ons vriende. Mense wat saam met jou deur die skool gestap het en wat saam met jou deur die universiteit stap en saam met jou deur die lewe stap, het almal 'n invloed op wie en wat ons is. En hoekom ons sekere goed doen. En daarom is ek 'n bil. En dit gaan ook nie waarskynlik verander nie, selfs al verloor ons weer. As ons hier na rigters kyk, dan sien ons hier 'n oorlog in generasies, as ek dit so kan stel. In rigters sien ons maar hier is 2, miskien selfs 'n 3de generasie. As ons kan vat, ons het vir Joshua en tot 'n mate Caleb dalk ook hierby, maar hier word vir ons vertel van Joshua. En hy het die Here gedien. Hulle het groot dinge gedoen. Hy het saam met God gestap. Hulle het die land ingeneem. God het wonderwerke gedoen. Hy het volke oorgegee vir hulle. Saam met hom was daar 'n bietjie jonger generasie, die leiers. En hierdie groep mense het presies dieselfde ervaar as wat Joshua ervaar het. Dalk nie so lank terug soos Joshua nie, want hy kom uit Egipte uit die eerste groep van die volk wat gered is. Maar hierdie ouens het ook 'n klomp goed ervaar. Hulle het gesien hoe God optree toe hulle die land ingeneem het. Hulle was daar toe Jerigo se mure geval het. Hulle het gesien wat God doen. En dit sê die teks vir ons. En dan het ons 'n 3de generasie. En dis 'n generasie wat sê, ons is klaar met die Here. Ons gaan nie verder om nie. Ons ken hom nie. Ons weet nie van hom nie. Maar ons is in die mark om vir ons God te gaan soek. En ons kyk na die volke en die nasies rondom ons en ons sien, maar hulle het ook gode. Hier is ouens soos Baal en Astertas en 'n klompie ander ouens. En miskien is Baal nie so slegte opsie nie. Dan sê die teks vir ons, hierdie mense het God glad nooit geken nie. Hierdie mense het nooit God se dade gesien nie.
Hierdie mense stel nie in God belang nie. En dan kan 'n mens die vraag vra vanmôre, hoe gebeur dit dat een generasie, dit neem een generasie van mense, van ek dien die Here tot ek stel nie in God belang nie, ek wil niks van hom weet nie, ek soek alternatiewe. Hoe werk dit? Ons het vanmôre met die kindermoment iets vandaan gevat. Het jy mooi voete? Moenie die invloed van ouers en familie in hulle kinders se lewens onderskat nie, is wat hier aan die gang is. As ons na Romeine 10 gaan kyk, dan sien ons, al praat Paulus nie hier direk oor ouers en kinders nie, die nommer 1 ding, my nommer 1 taak as ouer, en ek praat vanmôre met u as 'n ouer, en ek sê dit goed vir myself ook, as 'n ouer, dan is ons nommer 1 taak, as ouer en as grootouer, is om mooi voete te hê. Kom ons kyk na die teks, Romeine 10. Dan sê vers 14, hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? Hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? Hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek, sonder iemand wat 'n boodskap vir jou bring, wat vir jou kom vertel, wat vir jou kom sê en kom wys? Vers 15. Hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Hoe lyk ons voete? Bring ons voete vir Jesus na ons kinders toe. Dis die mooiste voete wat ons kan hê, sê die Bybel. Ons voete moet Jesus bring. Vertel ons vir ons kinders en ons kleinkinders van Jesus. Nie maar net kom lees 'n stukkie saam nie, dit is ook wonderlik. Nie maar net kom bid saam nie, dis ook wonderlik. Vertel jou en my lewe vir my kind van 'n God wat groot dinge doen, van 'n God wat groot werke doen. Rigters 2 vers 7 sê solank as wat Joshua geleef het die volk die Here gedien. Hoekom? Hulle sien dit in Joshua se lewe. Hy kan sien Joshua loop 'n nou persoonlike diep pad saam met God, en God is nou is die term uit my kop uit. Hy's eg, hy's reël soos wat die kinders sê. Dis nie aansit nie. Die volk sien dit, en so ook was dit met die leiers wat saam met hom hierdie goed gedoen het. En dan kom 'n generasie en sê, ons het nog niks van God ooit gehoor nie. Ons het nooit dade gesien nie. Ons het niks beleef nie. Ons was nie betrokke nie. Ja, ek weet my ouers dien die Here, want dis ook wat die teks sê. Ek weet my oupa en ouma dien die Here. Maar dis al wat ek weet. Vriende, ek veralgemeen nou baie. Maar dis die realiteit waarmee ons sit. Vers 10 sê, al die mense van sy leeftyd het gesterf, en die volgende geslag het die Here nie geken nie, hulle het nie geweet van sy groot dade nie, wat hy gedoen het nie, hulle het nie geweet nie. Daar was nie voete wat 'n boodskap gebring het nie. Ergens tussen generasie 2 en generasie 3 val daar pap op die grond. En die probleem is, die hele volk vergeet van die Here. Ons sien dit die hele Rigterboek. Hierdie is 'n inleiding van wat gaan kom en hoe dit lyk en wat gebeur met die volk. Hulle verval in siklusse van ons doen net wat ons wil.
tot ons in die moeilikheid is. God stuur 'n volk en daardie volk kom val hulle aan en kom plaas hulle onder druk totdat hulle op 'n punt kom en sê nou gaan ons die Here vra. Dan stuur God 'n leier. Iemand wat hulle kom verlos. En ons ken 'n klompie name, Gideon, Samson, Jefta, 'n hele klompie mense wat ons nou in hierdie tydperk gesien het wat God magtig gebruik. En vir solank as wat daai leier geleef het, het dit alright gegaan, maar wanneer die leier sterf, dan is dit net 'n kwessie van tyd. Dan herhaal die siklus. Dan is die volk terug by die afgode en die hele ding herhaal. En ek dink hierdie generasie van mense, hulle het na hulle ouers gekyk en gewonder, wie is hierdie God wat hulle dien? Dis dalk 'n bietjie van 'n geheimenis. Hulle het gewonder, wie is hierdie God? En vriende, ek het 3 punte. So 3 goedjies wat ek kortliks wil sê, wat vir ons, vir my as 'n ouer belangrik is, wat ons in gedagte moet hou. Wanneer ek moet kyk, wat sien my kind van my God by my? Die eerste ding wat vir my belangrik is dat ons gaan 'n fout maak as ons dink 'n godsdienstige ouer beteken outomaties 'n gelowige kind. Ons teks sê hier's 'n generasie van mense wat God dien, maar net na hulle is daar 'n generasie van kinders wat sê ons ken nie die Here nie. So ons gaan 'n fout maak as ons dink omdat ek die Here dien, gaan my kind outomaties die Here dien. So ek hoef nie regtig hieroor bekommerd te wees nie. En dan uit my bulle verhaal maak dit vir my sin as ek verstaan dat geloof gevorm word van vroeg af deur ouers en grootouers, familie, vriende en mense rondom ons. Mense wat 'n pad saam met kinders stap, wat ernstig maak om te sê, hoekom is God vir my belangrik? Hoekom dien ek die Here? Ek dien die Here, ek kom jou geloof, ek kom help jou langs die pad wanneer jy deur 'n dip gaan. Ek kom prys saam met jou wanneer jy op 'n hoogte staan en die Here loof. Kinders moet nie net weet dat ek glo nie. Hy moet nie net weet dat ek die Here dien nie. Ek moet kan sê, hoekom? Hoekom dien ek die Here? Dit is wanneer die Here prakties raak, persoonlik raak, eg raak, wanneer godsdiens wegval en ek God aanbid en dien, want hy's God en mense rondom my kan dit raak sien. Hulle moet dit nie net sien nie, hulle moet ook kan ervaar. Ek moet kan vertel van God se groot dade in my lewe. Ons teks sê, daai generasie sê, ons sien dit nie. Daar's niks. Die verhaal in Rigters vertel vir ons dat God het 'n godsdiens geword. God het soos enige van al die ander baie gode geword wat in hulle omgewing was en binne in ons omgewing ook is. Baie goed wat die buitekant in ons meeding vir ons kinders se harte. En omdat ons van God dalk godsdiens maak, het ons die deur oopgemaak vir ons kinders om te kies wat se God pas hulle. Watter God is vir hulle tot voordeel? Watter God bied vir hulle die beste? Dit is amper soos om na beleggings te kyk. Waar kry ek die beste voordeel? Watter God werk tot my voordeel en tot my vereistes?
Ek kry 'n God on demand, kan jy dit amper sê, wat ek nodig het wanneer ek nodig het en ek druk 'n knoppie en alles gebeur. En dis vir my die eerste ding wat ek vir myself vra. Speel ek godsdiens? Beleef my kinders God se magtige dade in my lewe? Tweede punt. Kinders wat goed begin, is nie gewaarborg om goed te eindig nie. Wat bedoel ek daarmee? Baie van ons wat in die kerk groot geword het, ons het die paadjie gestap van ouers wat ons in die kerk inbring, ons word gedoop, ons skakel in by die programme wat in die kerk is. Ons begin goed. Maar soos wat ons ouer raak en die eise van die lewe te veel raak en daar ander goeders in ons lewens inkom wat ook belangrik is, raak ons agter. En ons kan so maklik die fout maak om te sê, die kerk gaan sorg. Die kerk gaan sorg. Daar's genoeg ander plekke. Daar's genoeg ander goed wat belangrik is. Ons het mos begin en alles reg gedoen in die begin. Daarom gaan alles reg uitloop. Buite die kerk is die druk van die lewe baie dramaties. Ons almal weet wat kinders in die skool het, die druk wat op kinders is op elke moontlike vlak. En ek wil nie 'n opinie daaroor uitlig nie, ek lig dit net as 'n feit uit. Daar is nie baie tyd vir God nie. Christo, kan jy vir my daai skyfie weer opgooi met die oranje balletjies? Daar's 'n foto daarso wat ek vir u op het. Dis geneem in 'n kerk in Amerika in 2018, ek het op hulle Facebook blad afgekom. En daar aan die hierdie kant, ek eerder so stel. Daar's 'n klein vaas, glasvaas. Hy het 40 balletjies in. Die toring aan die ander kant het 3000. En elke balletjie volgens hulle verteenwoordig 1 uur in die jaar. 1 uur in die jaar. So daar's 3000 ure aan die kant, daar is 40 ure aan die ander kant. En al veralgemeen hulle baie. Sê dit, of sê hulle ook, die gemiddelde tyd wat 'n kind by 'n kerkprogram van enige aard betrokke is 40 ure in 'n jaar. Dis gewerk op 'n ek dink 'n 9 ure dag. En ons kan daai sommetjie so morrelles uitwerk. Die toring daar sê dit is 3000 ure wanneer die kind nie by die kerk is nie. Nou jy kan die som maak om te sien wie gaan wen. 3000 ure is hy by pa en ma, is hy by die skool, is hy op ander plekke. Dis die res van ons kinders se lewe. So ons gaan 'n fout maak as ons dink 40 ure gaan 'n waarborg wees vir my kind om goed te eindig. Ma en pa en oupa en ouma, julle beheer die 3000 balletjies. Hoor hulle van Jesus. Het jy mooi voete? Is daar plek vir mooi voete in daai toring? Vriende, kinders het hul ouers en families nodig op die pad van geloof. Dis hoekom God families en ouers geskep het. Gesinne is die plek waar 'n kind veilig kan opgroei, waar hy kan hoor en leer van die Bybel, van God, 'n God wat vir hom lief is,
'n God wat omgee, 'n God wat saamstap. En mense, wie se hande hulle kan vat as hulle nie mooi weet wat nie. 'n Derde punt, kan maar daai in afval Christo. Ek gaan dit baie kortliks sê, en nie regtig iets met ons teks te doen, maar ek dink is belangrik. Vriende, wat se rol speel ons in die keuse van ons kinders se vriende en se huweliksmaats? Die Bybel is vol voorbeelde van huwelike wat gesluit is met die verkeerde mense. Wat ek bedoel daarmee, ons lees van konings wat tot 'n val gekom het. Oor die 30 van hulle in die Ou Testament in Israel. Omdat hy gaan trou het met iemand uit 'n ander volk uit. Iemand wat 'n ander god inbring. En iemand vra vir koning Salomo, wat 'n regte pateet in daai opsig was, wat gaan sê het, wie ek bring hulle in, maar saam met hulle bring hulle gode, en ons bou altaars en tempels en alles op die berge van my vrouens, want hulle moet tog net gelukkig wees. En Salomo het geval. Die ryk het verdeel na sy koningskap. Liewe vriende, en ek wil veral vir oupa en vir ouma op hierdie punt vra, speel 'n rol in die keuses van jou kinders se vriende en huweliksmaats. Oupa en ouma, jy het wysheid. Jy ken die lewe. Julle weet hoe om mense te oordeel. Wen jou kleinkind se vertroue, sodat jy regtig vir jou kleinkind kan sê, daai persoon is nie 'n goeie persoon vir jou nie. Daardie persoon is dalk iemand anders tersin, maar is nie vir jou nie. Daardie persoon gaan nie inpas by ons Here nie. Ek veralgemeen baie en ek sê baie goeters nou oor dit, maar dit is vir my so belangrik, want ons sien dit keer op keer in vandag se wêreld. Ons eindig by die verkeerde mense baie keer. Dis nie waar, verseker nie waar vir almal nie, maar ons het oordeel en wysheid nodig, want lewensmaats, vriende, saam met families, het die grootste invloed op wie ons kinders word. Oupa en ouma, jy het 'n rol te speel. Jy het ergens 'n invloed in jou kleinkinders se lewe. Gaan doen dit. So, ons is die produk van ons verlede. En daar's 'n invloed van baie mense rondom ons. Indien ons mooi voete wil hê en gereeld met die boodskap van Jesus Christus na ons kinders toe wil kom, dan klink dit miskien vandag heeltemal oorweldigend. En ek kan dalk voel, maar wie jy, ek is in 'n situasie waar daar nie meer regtig ruimte vir omdraai is nie. Ek het verkeerd gedoen dalk in die verlede, maar ek weet nie hoe om te draai nie. Ek sit in 'n situasie wat ek sê, hierdie ding gaan baie moed van my vat. Waar begin 'n mens? Begin by jouself. Begin by jouself, want jou kind kyk na jou. Rigters leer ons dat die pap op die grond geval het die oomblik toe die tweede generasie nie meer 'n lewendige God by hulle ouers en grootouers kon sien nie. Toe God in godsdiens verander het. Die groot dade van God was afwesig. Die kennis van God was weg. Hy was 'n vreemdeling. Die eerste generasie was onsuksesvol om hierdie tweede generasie in hulle geloof te lei en hulle het gesê ek het niks met God uit te waai nie. Ek stel nie belang nie.
As God in my lewe kyk, en as hy in my lewe lyk as maar net nog iets of iemand wat my vreugde steel en die lewe vir my moeilik maak, dan het ek 'n probleem. En ek gaan my kinders nie opgewonde maak oor die Here nie. Ek kan hulle kerk toe bring soos ek wil, hulle gaan nie vat aan die Here kry nie. As ek 'n kind van God is, maar ek steek dit baie mooi weg, God gaan nie belangrik wees vir hulle nie. As my lewe nie oorloop van God se teenwoordigheid nie, dan gaan my kinders nie oorloop na die Here toe nie. Dan gaan ek nie mooi voete hê as ek na my kinders toe gaan nie. Want ek is leeg. Ek het self niks om te bring nie. So kom ons begin by onsself. Ek begin by myself, as 'n ouer. Is my verhouding met God reg? Kan my kinders dit sien? Dink vir 'n oomblik, watter een klein gewoonte kan ek en jy verander wat 'n verskil gaan maak? Dink vandag daaroor. Wat is een ding wat ek kan verander? So begin by myself. Is 'n tweede ding waarmee ek wil afsluit. En dit gaan daaroor dat ons baie keer vashak in die verkeerde verstaan van ons besluite. En dis 'n ding wat ek by Craig Rochelle gekry het, die van u wat by die Global Leadership Summit verlede week was, sal weet hiervan. 'n Ding wat hy vir my sê is, klein, goeie besluite maak nie regtig saak nie. Dis fout nommer 1. Klein, maar goeie besluite, maar hulle is klein. Dis nie regtig belangrik nie. Tweede ding. Klein, maar slegte besluite is nie regtig belangrik nie. Dis fout nommer 2. Slegte besluite, maar hulle is klein. Gewoontes, hulle is klein. Is nie regtig belangrik nie. Ek maak 'n fout as ek dink mense sien dit nie. Daarom kies een goeie ding, een goeie gewoonte vandag wat jy dink jou voete mooi gaan maak. Kies dit, doen dit. Hou daarby, moenie opgee nie. Moenie moed verloor nie. Hou aan. Identifiseer een klein slegte gewoonte of 'n besluit wat jy al gemaak het wat jou voete lelik maak en vernietig dit. En sorg dat hy dood is. Doen dit. En jou kind se lewe gaan verander. Moenie die getuienis wat jy het onderskat nie. Moenie die invloed wat jy het onderskat nie. Moenie die God van wie jy praat en van wie jy getuig onderskat nie. Kom ons gaan daarmee uit. Kom ons bid saam. Vader, ons prys U. Here, as ouers maak ons baie foute en as oupa en oumas maak ons ook maar foute. Here, ons vra dat U ons vergewe. Ons vra, Here, dat U ons lewens sal deurskou en vir ons sal wys, Here, hoe lyk ons voete? Het ons mooi voete of stink ons voete, Here?
Wat is getuienis? Wat is dit wat ons kinders raak sien? Wys vir ons hoe kan ons hulle hande vat, hulle hande versterk, hulle help op hierdie pad van geloofsgroei, dat hulle kan groot word en sterk word en die wêreld kom verander, dat ons nie kan kla oor wat by ons skole gebeur en wat in ons regering gebeur en wat oralster gebeur wat my ongelukkig maak nie, maar dat ons die regte ding sal doen. Here, lei vir ons. Lei vir ons deur die Gees, as ons hier van daar af weggaan, dat ek daai een ding in my lewe sal identifiseer, wat my kind dalk van U af weghou. Praat met ons. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.